Andrew is saam met ons elke maandag, soos jy weet, en dan gesels ons regsake. So laat Andrew Burden Swart en Botha, eintlik. Hallo, Wag, laat ek eers sê. Laat hulle jou komplekse regsprobleem uitsorteer en dis baie maklik om vir Andrew ook in die hande te kry. Ek gaan nie na weer sy e-posadres gee, so kry 'n pen as jy wil, maar dis Burden. Andrew at Burden. Andrew, wat gaan aan met my? Andrew at Burden.co.za. Hallo Andrew. Hallo Riva, al het jy dan my naam reg. Al het jy die e-posadres. Nee, maar jou naam sal ek nooit vergeet nie. Nooit. Dankie. Ons gaan oor iets baie belangrik soos gewoonlik gesels. Dis baie belangrik, arrestasies en die polisie en ons saak met die polisie ensovoorts. So ek wil sommer begin, ek wil wegval en vir jou vra, sê nou ek is op 'n Vrydag aand gearresteer. Ek dink dis almal se grootste vrees. As ek nou op 'n Vrydag aand gearresteer is en dan word ek natuurlik die hele naweek tot maandagooggend in die selle aangehou. Maandag as ek by die hof kom, word die saak uitgegooi. So ander woorde, as die saak uitgegooi word, dan is ek eintlik nie skuldig nie. So waarvoor kan ek dan eis? Ja, Riva, ja, dis een van die groot probleme wat almal het. As jy nou gearresteer is op Vrydag aand en jy kom nou Maandag en die saak word uitgegooi, nadat jou prokureur of advokaat nou die hele naweek hulle bes probeer het om jou op borg uit te kry, wat gewoonlik nie baie geslaag is, afhangend van die omstandighede. Dan het jy natuurlik nou die aard van die saak 'n eis wat jy het teen die polisie. Nou, om 'n eis teen die polisie te hê, moet jou arrestasie eerstens onregmatig gewees het. As jy vir daardie arrestasie wil eis. Ja. As die arrestasie regmatig was, dan kan jy mos nie daarvoor eis nie. Ons het dit voorheen al behandel, as die polisieman 'n redelike vermoede gehad het dat jy 'n misdryf gepleeg het of op pad is om 'n misdryf te gaan pleeg, dan kan hy arresteer. Nou ja, maar dit mag ook wees dat jou arrestasie onregmatig is, maar jou aanhouding oor die naweek is regmatig. Ja. Okay, en dit mag ook wees dat die arrestasie en die aanhouding onregmatig is, maar dat die polisie dan voortgaan om jou te vervolg, wat die vervolging dan onregmatig is. Mens moet natuurlik die 3 verskillende aspekte van mekaar kan onderskei. Dus en die vervolging, dit is die feit dat jy aangekla word vir 'n misdryf en deur 'n verhoor moet gaan, onregmatiglik en kwaadwilliglik. Met ander woorde, dat die aanklaer en die ondersoekbeampte, eintlik die ondersoekbeampte, weet dat hy nie 'n behoorlike saak teen jou nie, maar nie teenstaande dit, dryf hy nog steeds die verhoor en hy wil nog steeds probeer om jou op getuienis wat nie bestaan nie te laat skuldig bevind. Nou ja, wat die eise aan betref wat ingestel kan word, sal ook van die verskillende omstandighede afhang. Nou, in 'n geval soos wat jy genoem het, is daar verskillende eise wat ingestel kan word. Nou die eerste is vir die, sê byvoorbeeld vir die onregmatige of die kwaadwillige arrestasie en aanhouding, daar is spesiale skade en algemene skade. Wat is die verskil tussen daai twee? Kyk, as jy gaan kyk na algemene skade is skade wat jy ly as gevolg van die aantasting of die krenking van jou waardigheid of persoon of jou reputasie. Nou, jou waardigheid, jou persoon en jou reputasie word in feite deur jou grondwet beskerm. Want die waardigheid byvoorbeeld deur artikel 10, jou vryheid en sekuriteit deur artikel 12 en jou privaatheid deur artikel 14. Dit is aspekte wat in die grondwet omvat word. Nou, hierdie regte van jou op jou privaatheid en jou waardigheid moes doelbewus en onregmatig geskend gewees het. Nou, algemene skade is wat jy dan daarvoor gaan eis. Dit is nou vir jou onregmatige, die feit dat jy net onregmatig gearresteer is, dis nie maklik bepaalbaar nie. Die hof gaan maar kyk na jou persoonlike omstandighede en gaan maar kyk na onder watter wie jy is, wat jy doen, wat die omstandighede was, wat is vorige hofuitsprake, wat is die bedrag wat die howe toegestaan het, en dit gaan die hof dan kyk na wat hy kan gee as bedrag vir skadevergoeding. As jy kyk na spesiale skade, dan praat jy van iets wat jy spesifiek kan bewys, byvoorbeeld 'n verlies aan inkomste.
regskostes wat jy aangegaan het om die onregmatige of kwadwillige vervolging te opponeer, jou prokureur en advokaat ensovoorts wat jy moes aangestel het. Dit kan ook wees by 'n aanranding, dis nogal maklik om 'n aanranding te verduidelik. As jy jou algemene skade by 'n aanranding sal byvoorbeeld wees vir jou pyn, lyding en liggaamlike ongerief. Ja. Jou spesiale skade sal jou mediese kostes wees, jou tandheelkundige kostes as jou kakebeen gebreek is of 'n tand uitgeslaan is of so. Dis maklik, dan verstaan jy makliker die terme. Nou, van byvoorbeeld ook by jou onregmatige arrestasie, as jy nou teruggaan na die voorbeeld toe. As jy nou byvoorbeeld vat, jy kry iemand wat op pad is na, kom ons sê Steve Hofmeyer, hy moet vanaand gaan sing, dis 'n groot vertoning, hy word R50.000 vir sy optrede betaal. Ja. Nou word hy onregmatig gearresteer en aangehou. Hy ly dan mos nou skade, R50.000. Ja. Nou is dit in die publiek, dis in die koerante, die hele wêreld weet Steve Hofmeyer is gearresteer vir een of ander oortreding, en natuurlik soos ons Suid-Afrikaners is, sê meer 90% van hulle, ja nee, dis reg, hy wil mos die stem sing, en dan, maar die feit dat hy gearresteer is, sy waardigheid, sy privaatheid en sy eer aangetas is, dit is een eis, en die feit dat hy sy R50.000 verbeur omdat hy nie kon optree nie, Ja. dit sal sy spesiale skade wees, wat hy ook nog kan eis. Nou, as jy praat van jou eis, dan praat jy nou van, jy kan vir jou onregmatige arrestasie, vir jou arrestasie self, kan jy algemene skade eis, en jy kan spesiale skade eis, soos byvoorbeeld as jy inkomste verbeur het, of jy het 'n kontrak wat jy nou nie kan sluit nie. Ja. Dieselfde vir jou onregmatige aanhouding, daar kan jy ook, terwyl jy in die naweek in dieselfde sit, as jy byvoorbeeld op die Saterdag of Sondag iets gehad het, is dit weer eens, jou arrestasie is een eis, jou onregmatige aanhouding is ook 'n eis, terwyl jy dit eintlik maar gaan saamvoeg, Ja. en dan nou die feit dat jy aangekla word en kwadwilliglik vervolg word, dit sal 'n ander eis wees. Nou in al drie van hulle sal jy algemene sowel as spesiale skade wat jy kan eis. Ek wil net iets gou-gou vra, die tyd haal ons vinnig in. Andrew, sê net gou-gou vir my, ek weet nie of jy dit al genoem het nie. As sê net maar ek word gearresteer en onregmatig gearresteer, Ja. en ek word vrygespreek, het ek dan 'n kriminele rekord? Of Nee, tel dit nee, glad nie? Glad nie. Ja, Nee. as- So dis een van die dinge wat daarom saam met jou tel. Dis korrek. Jy het slegs 'n kriminele rekord as jy skuldig bevind word aan die misdryf waarvoor jy aangekla is. So dis daarom die een positiewe ding. Okay. Jy kan nie, as jy bedrog gepleeg het byvoorbeeld, en dit is een van die aspekte, as jy aansoek doen vir 'n werk, vra by 'n CV Natuurlijk, hulle vra hou hulle dit teen of jy jou. ooit skuldig bevind is aan 'n misdryf wat 'n element van oneerlikheid bevat. Dit is Ja. die belangrike een. Verkeersoortreding sal nou nie veel tel daar nie, maar jy's eers skuldig aan bedrog as jy inderdaad skuldig bevind is daaraan. Okay. Andrew, soos gewoonlik baie interessant. Ek dink ons moet so 'n bietjie verder gesels hieroor volgende week as dit jou pas. Ek dink ook so, daar's Ja. nog 'n paar goed wat ek graag sal wil gesê het, maar ons sal volgende week daarna kyk. Okay. Ek sê vir jou baie dankie en gee asseblief net gou-gou jou nommer en jou e-posadres. My nommer is, die kantoornommer is 012 346 3554 en my e-posadres weer is andrew@aburden.co.za. Andrew@aburden.co.za. Daar sy sien jy man. Dankie julle. Dankie Andrew, en ek wil net Dankie, so op met die terwyl jy uitloop uit die ateljee, baie geluk met jou span, hoor. At least het jy baie positiewe nuus Ja, gehad dankie. hier. Jy het nie Jy- vir my dit gesê nie. Jy's bewus daarvan dat die Japanse afrigter is volgende jaar by my span. Ja. Goodbye Andrew, sien jou volgende week. Bye.